Môre, dis Dinsdag die 10de Februarie en mag dit vir jou 'n geseënde begin van die week wees. Ons sluit vandag ons tyd saam met Isak af en ons kom by die diepste punt van hierdie hele hoofstuk. Dink bietjie hieroor. Hoe weet die mense by jou werk of in jou straat dat jy 'n kind van die Here is? Is dit omdat jy 'n kruisie om jou nek dra of omdat jy Bybelverse op Facebook deel? In Genesis 26 vers 28 lees ons iets wat ons heeltemal tot stilstand behoort te ruk. Koning Abimelech, die ou wat vir Isak weggejaag en gehaat het, kom na Isak toe. En Isak vra, "Wat soek julle hier?" En dan antwoord die heidense koning, "Ons het duidelik gesien dat die Here met jou is." In die oorspronklike Hebreëse gebruik hy die woorde Raho Rahinu. Dit beteken sien het ons gesien. Dit was nie 'n raaiskoot nie, dit was so helder soos daglig. Hulle het nie na Isak gekyk en 'n goeie boer gesien nie. Hulle het na Isak gekyk en vir God gesien. Hoe het dit gebeur? Isak het nie gepreek nie. Hy het nie met hulle geredeneer nie. Hy het anders geleef. Toe hulle baklei, het hy vrede gemaak. Toe hulle steel, het hy gegee. Toe hulle gehaat het, het hy 'n altaar gebou. Sy lewe was so deurdrenk van God se teenwoordigheid, dat dit onmoontlik was om dit mis te kyk. En dit bring ons by die hart van die evangelie. Jesus sê vir ons in die Nuwe Testament in Matteus 5 vers 16, "Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik." Ons is geroep om spieëls te wees. Wanneer mense in ons lewe inkyk, moet hulle nie ons eie ego of ons eie opinies of ons eie voortreffelikheid sien. Hulle moet vir Jesus sien. Die wêreld daar buite lees nie meer Bybels nie, vriende. Hulle lees vir my en vir jou. Die vraag vir hierdie Dinsdag is eenvoudig. Watter verhaal lees hulle? Lees hulle 'n verhaal van ongeduld, vrees en woede? Of lees hulle 'n verhaal van genade, vergifnis en vrede, wat net van Jesus afkom? Isak se grootste oorwinning was nie die water in die putte nie. Dit was dat sy vyande vir God in hom herken het. Kom ons bid saam. Here onsse God, maak ons vandag soos glas, skoon en deursigtig. Ons wil nie hê mense moet ons raak sien nie. Ons wil hê hulle moet vir Jesus in ons sien. Help ons om so te leef dat ons woorde onnodig raak, omdat ons dade reeds die waarheid preek. Dankie dat U Gees in ons woon om dit moontlik te maak. Ons bid dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees en in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Gaan wees vandag daardie spieël. Laat sy lig skyn in jou. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.